Goeiemôre, dit is Vrydag, die 17de Julie. Vanoggend lees ons saam Romeine 8 vers 24 en 25. Hier skryf Paulus: Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dis nie regtig hoop nie. Wie hoop nog op dit wat hulle mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons as mense hou nie daarvan om te wag nie. Ons is ongeduldig, ons wil graag sien wat ons koop, ons wil sien wat ons kry, ons wil sien wat vir ons beloof word, maar dis nie altyd hoe die lewe werk nie. En Paulus sê hier ook, hy sê regte hoop is wanneer jy vir iets wag, wanneer jy jou geloof in iets sit wat jy nie kan sien. As jy iets reeds kan sien, dan is dit mos nou nie regtig geloof nie, of regtig hoop nie, want dan weet jy al dis daar. Maar dis wanneer dit glad nie sigbaar is nie, wanneer dit heeltemal onbekend of ver lyk, dan is dit regtig hoop. Ons weet nie eintlik baie van die ewige lewe saam met God nie. Ja, die Bybel beskryf dit op verskillende maniere, maar dit antwoord nie al ons vrae nie. Wat ons wel weet is dat dit daar is. En ons waarborg is Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het. Dit wat hy vir ons in die kruis kom doen het, dit gee vir ons hoop. En ons wat nou amper 2000 jaar later leef, het dit ook nie gesien nie. Maar ons lees dit en ons word daarvan oortuig deur die Gees, ons word verseker daarvan deur die geskiedenis. So aan die een kant sien ons nie die verlede waarop ons hoop nie, en ons sien nie die toekoms waarop ons hoop nie. Maar dit is wat geloof is. Om vas te hou, al is jy onseker. Om vas te hou, al kan jy nie sien nie. Vas te hou aan die beloftes van God. Hemelse Vader, versterk ons geloof, elke dag. Deur die Gees wat in ons woon, deur ons kennis van die woord, ja Here, deur ons verhouding met U. Ons kan nie die verlede in detail sien nie, maar eintlik maar net ons eie lewe, en dan onthou ons ook maar partykeer sleg. Die toekoms is vir ons onbekend en donker. Maar Here, ons weet dis 'n toekoms wat ons nie alleen ingaan nie. Ons hoop op daardie ewige lewe saam met U. Mag ons as gemeenskap, as gelowiges daaraan vashou, daarin krag en vreugde vind. Dankie Hemelse Vader dat ons vir mekaar kan bid. Ja Here, ons bid vir hulle van ons wat siek is, in die hospitaal is. Here, vir hulle wat alleen en hartseer is, vir hulle wat baie pyn beleef, wat ernstige siekte beleef, wat Here min hoop het. Geef vir hulle nuwe hoop en nuwe krag. Mag ons verseker wees van U teenwoordigheid. Waar die lewe ook uitdagings het, gee vir ons wysheid oor hoe om dit te hanteer. Ons bid ook vir die wêreld in Hebreë, Here, waar ongeduld en onrus en oorloë en onverdraagsaamheid, korrupsie, misdaad aan die orde van die dag is. Bring vrede deur U teenwoordigheid. In Jesus Christus se naam. Amen.